Goeiemôre gemeente. Ek vertrou dit gaan goed met almal van u. Ek kan nie agter die masker sien of waar 'n glimlag is nie, maar ek glo dit gaan goed. Kom ons loof die Here uit ons harte uit. Ons gaan saam sing. Ons gaan 2 lofliedere sing, 2 aanbiddingsliedere of 1 aanbiddingslied althans en 2 lydensliedere, omdat ons van vandag af wat die Sondag betref in die lydenstyd in beweeg. As Woensdag is pas verby wat eintlik lydenstyd begin en vandag die eerste Sondag van lydenstyd. So kom ons begin met lied 200, 'n loflied oor die goedheid van ons Here. Lied 196 verse 1, 3 en 4. Ook 'n lofprysing, 'n loflied aan die Here. En ons sing spesifiek al 3 die vers
verse omdat die eerste vers oor ons hemelse Vader gaan, die tweede vers oor Christus ons verlosser en die derde vers oor die Heilige Gees ons trooster. So kom ons sing al drie die verse oor God drie enig en ons aanbid hom daarmee. Die 388 is 'n lydenslied. In hierdie lydenstyd sing ons lydensliedere. Kom ons sing 388, al drie die verse.
295 is ook 'n treffende lied oor ons verlosser aan die kruis. Kom ons sing al drie die verse oordenkend oor die lyding van Jesus. Goeiemôre liewe broer en suster, die van die wat bygekom het. Mag die Here ons wonderlik seën vanoggend saam in aanbidding in die teenwoordigheid van die Here. As jy die gebedsbrief in jou hand neem, ek graag net 'n paar sake onder jou aandag bring. Die eerste ene is op bladsy 2. Die kategese, daar is nie volgens junior kategese of senior kategese vanaand nie, as gevolg van by albei geleenthede die afskeid van Dominee Elanay Sassenberg, die jongste dogter van Nelius en Elise wat na Skotland toe verhuis, waar sy aansluit by die Church of Scotland, wat maar die Presbyteriaanse kerk in Skotland is, en in eenvoudiger terme in ons konteks die NG Kerk in Skotland of die Protestantse kerk in Skotland. Sy gaan daar bedien, solank as wat die Here haar ook daar gebruik, en ons wens haar 'n wonderlike toekoms daartoe saam met haar man, en dan ook sê ons saam met Dominee Nelius en Elise afskeid vir haar. Sy gemeentekind, sy het by ons in die kategese groot geword, sy het by my belydenis van geloof afgelê, so daar's so 'n tikkie traan, maar ook baie blydskap. Daar kan jy lees oor hulle, mag Here haar en Diwan wonderlik seën. Neem asseblief kennis ook van die siekes en die bedroefdes, veral Anna Koegelenberg en haar familie, met die afsterwe van Johan. Kom ons bid vir die siekes en die bedroefdes. Indien daar volgende nuwe intrekkers in ons gemeente is, wil ons graag jou ontmoet na die tyd. Ek sal hier voorteenwoordig wees, saam met Nenet, en dan wil ons net graag jou besonderhede kry, om so kontak verder te kan maak. Die tweedehandse winkel is môre op maandag 28 Februarie oop en is gewoonlik volgepak wanneer hy oopmaak. Van 11:00 af is dit 'n groot byenes en daarom het Tannie Lynn gesê, maak hulle van 10:00 tot 11:00 oop vir gemeentelede, sodat julle net die groot stormloop kan misloop. So as jy wil by die tweedehandse winkel 'n draai kom maak, gerus van 10:00 af. Van 11:00 is dit dan oop vir die res van die publiek. Baie dankie vir die skenking vir Jacaranda Kinderhuis. Dis 'n wonderlike geskenk, die wat dit gedoen het, baie dankie daarvoor. Lees gerus oor lydenstyd op die regterkantste binneblad, wat so 'n bietjie vertel van hoe lydenstyd verloop en hoe ons onsself voorberei en dit inleef saam met Christus in die tyd van lyding en dit ook oordink. Volgens se boodskap gaan spesifiek oor dat Jesus vir ons ter helle neergedaal het, laat ons dit bely. Jesus ly ter helle vir my. En oor die betekenis daarvan, baie mense vra die vraag na
Wat beteken dat ons bely Jesus het ter helle neergedaal het? Vanoggend gee ons aandag daaraan. By die liefdegawes sê ons dankie aan almal wat nog steeds soos moontlik so getrou bydra vir die bedieninge van die gemeente en herinner jou ook dat die offergawe steeds by die deure opgeneem word tydens die eredienste tot ons dit anders kan doen of mag doen. So ons vra dat ons maar steeds geduld sal hê daarmee. Ondersteun ook gerus almal wat op die agterste blad genoem word in die besighede. Hulle borg ook die briefie, die gebedsbriefie en ons dank hulle daarvoor en ondersteun hulle gerus soos wat dit jou behoefte is, soos hulle daar adverteer. Ons is in die teenwoordigheid van die Here en kom ons aanbid hom saam uit Romeine 8. Ek gaan dit vir ons voorlees uit Romeine 8. Kom ons maak ons oë toe en ons aanbid saam met die Here. Aanbid ons die Here in Romeine hoofstuk 8. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? In al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees in ons. Kom ons antwoord hierdie seëngroet van die Here met 'n loflied staande, lied 203, al 3 die verse en daarna kan ons weer sit. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is so intens bewus van U teenwoordigheid in hierdie oomblik. En ons aanbid U saam as 'n gemeenskap van gelowiges. Ons roep U naam aan in aanbidding, wetende dat ons dit net kan doen omdat U ons eerste geroep het.
omdat U eerste U hand na ons uitgesteek het om ons te ruk uit die ellende en te red tot die ewige lewe. Ons roep U aan wetende dat ons hier is en dat ons leef met die ewige lewe in ons. Alleen omdat U ons tot hierdie lewe gebring het. Ons is diep onder die indruk van wie U is, Here God. Van die krag en die mag wat van U uitgaan en van U woord uitgaan ook vanoggend. Wat ons harte omkeer en nuut maak, U geskrewe woord, die lewende stem wat van U afkom. Here, maar ons is ook bewus van U teenwoordigheid, die teenwoordigheid wat anders en groter is as enige iets of enige iemand anders wat ons ken. U teenwoordigheid, Here, is soveel meer intiem en vertroostend as die verteenwoordigheid van enige mens. Die teenwoordigheid volgend hier maak ons egter ook bewus van hoe min ons van U nabyheid in ons daaglikse lewe toelaat. Ons moet dit bely volgend dat U stem wat die weerlig laat uitslaan, wat die aarde laat bewe en wat weer klink oor die waters, soms vir ons ore te sag is. Ons hou ons eenvoudig steeds so doof vir U stem wat so duidelik met ons wil praat. En daarom wil ons vanoggend ons ore spits, ons harte oopmaak, ons hele wese betrokke bring hier in U teenwoordigheid. En ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees wat ons daarin help nie, Here. Elkeen van ons wil ons nou oorgee aan die Gees wat in ons woon, wat in ons werk. Here, en ons is soms juis eensaam omdat ons U teenwoordigheid nie herken in die gestaltes waarin dit na ons toe kom nie, ook vanoggend uit U woord, intens met elkeen van ons in gesprek. En daarom vra ons, Here, laat die skille van ons oë afval en laat ons sien. Maak ons ore oop en laat ons luister, nou hier uit U woord, en ook in ons hele lewe. Ons bid dit vanoggend in U naam. Amen. Ons sing saam 'n aanbiddingslied, lied 464 vers 1 en 3. 464 vers 1 en 3. Kom ons staan as ons dit sing, ekskuus julle, kom ons staan as ons dit sing, hierdie aanbiddingslied en daarna kan jy weer sit. Onze
Met die klank daar woon nie en as die probleem hier lê nie. Neem my kop nie hier by die instrument. So ons probeer dit uitsorteer. Ek het gehoor met die sang en raak weg. Die twee gedeeltes wat ons saam met die woord van die Here lees, is Matteus hoofstuk 27 van vers 45 af oor Jesus se sterwe. Matteus 27 vanaf vers 45. Ek gaan dit klaar lees en dan die volgende gedeelte aankondig. Dis Romeine 8, maar ek sal dit weer aankondig. Van vers 45 af Matteus 27, van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het die Here Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom en vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Ons lees tot daar en dan gaan ons na Romeine hoofstuk 8. Daar lees ons in Romeine hoofstuk 8 vers 31 en 32. Dit verwys ook na die kruisiging van Jesus Christus en sy lyding vir ons. En dan sê Paulus, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Ek wil vir jou vra dat jy jou oë toemaak en dan wil ek 'n stukkie lees en vra dat jy dit net oordink oor Jesus Christus, oor hoe mense hom beleef het en behandel het. En miskien ook dink, hoe sou ons hom behandel as hy vandag sou kom vir die doel waarvoor hy in daardie tyd gekom het. En daarna gaan ons dan saam besin oor die waarheid dat hy ter helle gelei het vir ons. Maak net jou oë toe en luister en oordink. Hy is in 'n obskure dorpie gebore, die buiteegtelike seun van 'n vrou uit die arbeidersklas. Hy het in 'n ewe onbelangrike dorpie groot geword waar hy sy pa in skrynwerkerswinkel gehelp het totdat hy 30 was. Hy het nooit 'n boek geskryf nie, het nooit 'n ambt beklee nie, hy het geen eie huis gehad nie. Hy het nooit 'n universiteit bygewoon nie. Hy het nooit eens 'n groot stad besoek nie. Hy het nooit verder gereis as 'n paar 100 kilometer van die plek waar hy gebore is nie. Hy het niks gedoen wat ons gewoonlik met beroemdheid assosieer nie. Hy het geen getuigskrifte gehad nie, behalwe dit wie en wat hy self was. Hy was net 33 toe die openbare mening teen hom gedraai en sy vriende hom almal in die steek gelaat het.
Een van hulle het hom aan sy vyande verraai, waarna hy deur 'n skynverhoor gegaan het, ter dood veroordeel is, tereggestel is volgens een van die gruwsaamste metodes van sy tyd. Terwyl hy sterwend was, het sy laksmanne vir besit van sy kleed gedobbel, sy enigste besitting op aarde. Na sy dood is sy liggaam in 'n graf geplaas. Uiteindelik het hulle gedink, is ons ontslaaf van hom. Inderdaad, hy was 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand wat met ander kon saam huil en in Getsemane self in die diepste angs bloed gesweet het. Tog kon hy mense se hartseer en pyn omkeer in dawerende vreugde, deur hulle liggame en gees te genees en selfs hulle geliefdes uit die dood op te wek. Hoe sou ons sy diepste pyn en lyding ooit in woorde kon beskryf? By gebrek aan begrip en woorde bely ons eenvoudig, hy het ter helle neergedaal, ter helle gelei vir my. Sedertdien het meer as 20 eeue gekom en gegaan en vandag is hy die sentrale figuur van die menslike ras. Die een volgens wie die geboortejaar die jaartelling van die wêreld bepaal. Al die leers wat nog ooit opgetrek het, ook in hierdie tyd. Al die vlote wat ooit geseil het, al die parlemente wat ooit gesit het en al die leiers wat ooit geregeer het, kon deur die geskiedenis van die wêreld nie die lewe op hierdie aarde in dieselfde mate beïnvloed het as hierdie een lewe wat moes ly en sterf nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Jesus ly, ter helle ly, vir jou en my. Geliefdes, dit is die lewe en die lyding van ons Here Jesus Christus. Selfs die evangelieskrywers wat hieroor skryf en die skrywers van die briewe in die Bybel kon nie eintlik die begrip en die woorde voortbring om Jesus se lyding ten diepste te beskryf nie. Ons bely gereeld met ons apostoliese geloofsbelijdenis wat ons dikwels opsê dat Jesus Christus ter helle neergedaal het. Wat beteken dit as ons dit bely? Want 'n belydenis is tog iets wat uit jou hart uitkom, iets wat jou volle geloofsoortuiging is en iets waarvolgens jy wil leef, wat jy wil uitleef. En daarom wil ons weet wat ons bely as ons sê dat Jesus Christus ter helle neergedaal het vir my. Natuurlik het dit hier te doen met sy hele lydensweg wat hy geloop het vir elkeen van ons en die hele wêreld van altyd tot in ewigheid se sonde. Een van ons ander belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus, help ons baie om iets te verstaan, en ek sê iets te verstaan van Jesus se lyding en ten opsigte van hierdie belydenis dat hy ter helle neergedaal het vir my. En die manier hoe die Heidelbergse Katekismus dit doen is deur 5 vrae te vra. En ek gaan volgende hierdie 5 vrae hanteer, want dit gaan ons baie help om iets te verstaan van die intensiteit van Jesus se sielslyding vir ons. Die eerste vraag is, hoekom moes Jesus Christus sterf? Omdat dit die absolute enigste wyse is waarop vir ons sondes betaal kon word. Die sondelose
Net God wat die mens met hom kon versoen, die sondelose Jesus Christus, kom sterf vir die sonde van die mens. Net hy kan betaal, omdat hy sondeloos is. En dan kom die tweede vraag, waarom is Jesus Christus begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Dat mense nie moes twyfel of hierdie man ergens heen verdwyn het nie. Werklik vir elkeen van ons gesterf het en 3 dae volgens die Joodse geloof in die graf was om te bevestig hy's dood. Dan die derde vraag, waarom bely ons dan verder nadat hy begrawe is? En dan kom dit by hierdie gedeelte dat hy ter helle neergedaal het. Wat bedoel jy daarmee wanneer jy persoonlik bely dat Jesus ter helle neergedaal het? En dan gee die Heidelbergse Katekismus hierdie treffende antwoord uit die woord van God na oordenking van al die tekste wat hierby betrek kan word. Dit gaan hier om die Here Jesus Christus se onuitspreeklike lyding, angs, smarte, verskrikking wat hy aan sy siel gelei het en deur sy hele lewe, maar ook veral aan die kruis gelei het vir elkeen van ons. Ek gaan net kortliks herhaal, dit gaan hier oor die Here Jesus Christus se onuitspreeklike, onbegryplike vir ons lyding, angs, smart, verskrikking wat hy aan sy siel ly en ook in sy hele lewe moes ly en veral aan die kruis gelei het vir elkeen van ons. Dis wat bedoel word met ter helle neergedaal. Dat Jesus Christus na liggaam wat ons kan sien gelei het, maar ook na siel wat ons nie kan sien en weet hoe dit was nie. Hy word in die eerste plek vernederend in hierdie wêreld as 'n mens gebore. Filippense beskryf dit baie goed in hoofstuk 4 wanneer dit sê, hy gee sy Godgegewe bestaanswyse prys om die gestalte van 'n slaaf aan te neem om mense te kom dien. So hy word vernederend as 'n mens gebore en jy weet nog hoe ook. In sy lewe is Jesus dikwels gespot, misverstaan. Hulle sê hy's van sy kop af. Hulle noem hom 'n vraat, 'n wynsuiper. Hulle sê hy's die god van die vlee, Beelzebul. Hulle sê hy's 'n godslasteraar terwyl hy self die seun van God is en 'n leuenaar. En so kan ons aanhou. En aan die einde van sy lewe raak sy lyding so intens dat hy bloed sweet as hy bid. Ons het nog nie gebid nie, as ons lees hoe Jesus geworstel het in gebed nie. Hy weet hoe erg dit gaan wees. En hy pleit by die Vader dat die beker van lyding verbygaan. Maar hy word verraai, geboei, ondervra, geslaan, verloon, gespot en bespoeg. Hulle slaan hom aan die kruis vas, die vloekhout, en hy sterf in onbeskryflike pyn na liggaam wat ons kan sien en iets van kan beskryf, selfs medies gesproke, en na siel waarvan ons niks weet nie. En dis waar die mees intense lyding van die Here Jesus plaasgevind het, na siel, nie na sigbaar liggaam nie. Dis waar die ergste lyding plaasgevind het. Juis sy lyding in sy siel weet ons eintlik niks van nie. Ons kan niks daarvan sien nie en ons weet nie hoe om dit te beskryf nie. Die helse pyn in sy siel vir al die sonde van die wêreld is so intens dat dit vir ons onuitspreeklik is met woorde. Ons het nie 'n idee hoe om dit te beskryf nie. Maar omdat Jesus dit in sy siel vir elkeen van ons gelei het, wil ons dit bely. Ons glo dit en wil ons dit sê en getuig en bely
sodat die wêreld tot geloof kan kom. Ons kan nie anders nie as om dit te bely. En by gebrek aan woorde sê ons, Jesus Christus het ter helle neergedaal. So bely ons dit persoonlik. Maar let nou op, en dis belangrik, die Heidelbergse Katekismus, die belydenisskrif sê, uit die woord van God is dit duidelik, dat Jesus Christus ter helle neergedaal het in sy hele lyding van geboorte tot begrafnis, en veral ook aan die kruis, maar nie eers daarna nie. Daarmee word bedoel, Jesus is nie na sy dood hel toe om daar verder of meer te ly nie. Dit gaan nie hier oor 'n plek waar Jesus was nie, maar oor 'n siele toestand van lyding waarin hy was, wat ons nie met woorde kan beskryf nie. En soos Calvin dit gestel het, hoe kan ons hierdie helse smart en lyding uitdruk? Ons weet nie hoe om dit te sê nie. Die toestand van onuitspreeklike helse pyn en absolute eensaamheid van Godverlatenheid. My God, waarom het U my verlaat? Roep Jesus uit. Hoe gaan ons dit met woorde sê? Ons het nie 'n idee wat dit beteken om God verlate te wees nie, en ons sal nooit van God verlate wees nie, is eintlik die kern van vanoggend se boodskap. Hoe gaan jy dit met woorde sê om totaal van God verlate te wees? Jesus se intense siele lyding, en daarom beskryf Paulus dit so in sy teks wat ons gelees het, Romeine 8:32. God het sy eie seun nie gespaar nie, met ander woorde, hy het niks teruggehou in sy toorn oor die sonde op sy seun nie. Hy het niks teruggehou nie. Hy het hom nie gespaar nie, maar hom oorgelewer. In slegte Afrikaans kan ons dalk sê prysgegee, gelos, om ons almal te red, sê Paulus daar. God verlaat hom. God lewer hom oor, sê Paulus. Nou Jesus dra hier die sonde van alle mense van alle tye. Net die Seun van God kon dit doen. Net die sondelose vir ons, vir alle sondaars. En Jesus dra hier die volle las van die toorn van God. Dis hoekom Paulus, die manier waarop Paulus dit beskryf, om te sê, hy gee hom oor. Soos Paulus dit hier stel, hy het hom oorgelewer. Hy gee hom oor aan sy toorn. En niks kan dit beskryf nie. Geliefde, net God weet hoeveel Jesus gely het. Want die volle toorn van die heilige God is vir ons ondenkbaar. So groot as wat God se liefde onbeskryflik is, so groot is God se haat vir sonde. En as hy Jesus oorgee aan hierdie volle toorn van sy heiligheid oor sy haat ten opsigte van die sonde, het ons nie 'n idee wat Jesus gely het nie, net God weet. En daarom praat ons eenvoudig van Jesus se sielslyding en beskryf ons dit in die belydenisskrif met hy het ter helle neergedaal. Stotterend, met so min woorde as moontlik probeer ons dit sê, want ons kan net in onbegrip dit sê of bely. Jesus het ter helle neergedaal vir my. Die onsigbare, onbegryplike, onbeskryfbare, wat in sy hele lewe en veral aan die kruis plaasgevind het. Dit speel af waar selfs God hom onttrek en Jesus verlaat. En daarom lê hierdie woorde ter helle neergedaal, die aakligste diepte van Jesus se lyding op 'n manier vir ons bloot.
En bring dit ons by die 4de vraag van die katekismus: hoekom bely ons dit weer en weer en weer? Hoekom kan ons nie ophou om dit te bely nie en moet ons aanhou daarmee? Dit was vir jou en my persoonlik. Dis hoekom ons dit weer en weer bely. Want dit was vir ons, dit was vir my. En daarom ons teksvers, Romeine 8 vers 32, wat dit so duidelik sê, God het sy seun oorgelewer om ons almal, elkeen van ons te red. Ons bely dit want dit gaan oor ons. As dit ons nie geraak het nie, kon ons dit vergeet. Maar Christus is deur dit vir my persoonlik. Jy bely dit want dit gaan oor Jesus, oor God se liefdesoorgawe van sy geliefde seun vir jou. En daarom bring dit ons by die 5de vraag: wat beteken dit dan nou vir my in my lewe? Want die katekismus los dit nie daar nie en sê, wat verander dit in my lewe wat ek vandag en môre moet gaan leef? Dis hoekom ons dit bly bely. Wat beteken dit nou in my lewe? En dit is seker die treffendste, want dis waarmee die Here ons stuur. Die Heidelbergse katekismus som hierdie waarheid van die woord van God so op: Jesus het ter helle neergedaal sodat ek, luister mooi, liewe medegelowiges, sodat ek as kind van God in my swaarste tye en ergste aanvegtinge verseker en getroos kan wees dat my Here my van die hel se benoudheid verlos het. Dit is so persoonlik dat in my swaarste, ergste aanvegtinge, wat ek moet nie eers die naaste mens aan my deel nie, ek verseker en getroos kan wees dat my Here, Jesus Christus, my red van helse smart en pyn. So persoonlik is dit. Hy het my van die helse pyn en dood en benoudheid verlos, my bevry. Ons wil eintlik uitroep, amen. Waaragtig, dit is so. Ons wil dit gaan leef, dat hierdie die waarheid is. Ons wil dit bely, ons wil dit leef, ons wil dit getuig. Ons wil dit in ons eie lewe deur die krag van die Gees waar laat word, laat wees. Dat ons weet, niks kan ons van God skei nie. Niks kan my nou meer skei van die liefde van God nie. Calvin sê, en dis nogal belangrik om dit te hoor, die heel belangrikste betekenis van hierdie belydenis dat Jesus ter helle neergedaal het, die belangrikste aspek hiervan vir my om te leef is uitnemende troos. Ja, jy het dit reg gehoor, dis uitnemende troos. Dit maak nie saak wat se hel in jou lewe losbars nie. Dit kan jou nie skei van God nie. Ook nie in jou persoonlike lewe nie. Jou vertrekpunt is nou Romeine 8 vers 31. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? God is vir jou. Wie kan dan teen jou wees? Jy dink dat dit wat in jou lewe die hel is wat losbars. Dit is nie. Jy is in God se palmhand. Niks kan jy daar uithaal nie. Martin Luther beklemtoon hierdie triomf in Christus wanneer hy sê dat Christus dit gaan aankondig het, die oorwinning aan die bose geeste gaan aankondig het, iets van 'n verklaring van 1 Petrus 3 vers 19, almal stem nie daarmee saam nie,
maar dat hy sê almal wat tot die sweer van die hel behoort en alles wat tot die sweer van die hel behoort, die Satan en sy bose geeste en al die ongehoorsame en ongeredde mense wat Christus verwerp, moes dit hoor en dit vir altyd hierdie waarheid weet. Jesus Christus is die Here. En daarom het Martin Luther met Calvin saamgestem en gesê, watter hel daar ook al in jou lewe losbars, niks kan jou van hom skei nie. Kom ons bid hierdie waarheid vanoggend weer saam uit Romeine 8. Dat Jesus ter wille van ons oorgelewer is. Dat Jesus ter wille van ons ter helle gelei het. Dat ons elkeen in die swaarste tye, in die hel van ons lewe, die versekering kan hê en kan weet, en getroos kan wees, dat Jesus ons klaar van die hel verlos het, en ons vashou. En dat ons nooit van God verlate sal wees nie. Dat hy ons nooit sal los nie. En dat God vir ons is. Niks kan ons nou meer skei van die liefde van die Here nie. Amen. Kom ons bid dit saam. Here, as ons so luister na u woord deur die Gees, dan stem ons saam met Paulus met die vraag, wat is nou ons gevolgtrekking? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? In alles in hierdie wêreld en in hierdie lewe is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Niks. Nie lyding of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard nie, niks. Nie dood of lewe nie, engele of bose magte nie, teenswoordige of toekomstige dinge wat nog met ons kan gebeur, of kragte of magte of hoogte of diepte, of enigiets in die skepping kan ons van die liefde skei nie, Here Jesus. Ons wil dit vanmôre omhels met ons lewe en uit ons hart weer bely dat Jesus Christus ter helle neergedaal het en helse pyn en smart in u siel beleef het ter wille van my. Dankie Here. Dankie Here Jesus Christus. Dankie Hemelse Vader. Dankie Heilige Gees vir die bevestiging van hierdie waarheid in my lewe en wat my toerus met die krag en die seën om dit te kan gaan leef in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam 'n lied. Hierdie lied is lied 390, al 4 die verse. Is in aansluiting by die boodskap. Daarna ontvang ons die seën van die Here en dien die Here met ons offergawes by die deure. Kom ons staan en sing lied 390, verse 1, 2, 3 en 4.
laaste 2 reëls wat ons gesing het sê, U maak ons konings heel en vry om tot die eer te lewe. Elke keer wanneer die Here jou seën en wanneer jy dit kan sien en hoor, rus hy jou toe om hierdie waarheid te kan gaan uitleef. Weet dit, niks kan jou van hom skei nie. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.